Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Vrydag, die 27ste Februarie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: plaasaanval op Vogwil, gesin met die dood gedreig. Nuushooftrekke vir vandag: duisende krewe is verskuif na 'n beter area. Plaasaanval op Vogwil, gemeenskap is geskok. Verskeie mense loop oor na die DA, volgens Helen Zille. Junior Bokke speel vandag teen Georgia in hulle tweede rugbytoets. Proteas wen die Windies in Super 8 cricket wêreldbeker wedstryd. Imran Tahir maak sy terugkeer tot eendag cricket op 46-jarige ouderdom. 'n Plaas net buitekant Vogwil was maandagoggend die teiken van plaasaanvallers. Die statistieke bly net styg in die nuwe jaar. Die McGill gesin is oorval en vasgebind en gedreig. Die boer Avi McGill was eerste. Hy het besef as hy gaan teenstand bied, gaan die aanval ernstiger afmetings aanneem. Die 3 gewapende rowers het hulle plaaswoning binnegekom. Avi is op die vloer neergeslinger en verskeie klappe is op hom toegedien. Sy hande en voete is toe met elektriese koord vasgebind. McGill, wat nou 58 jaar oud is, het gesien die aanval sal nie so erg wees nie as hulle almal samewerking aan die rowers gee nie. Die rowers het volgens die boer met goeie Afrikaans met hulle gekommunikeer. 2 van die rowers was gemasker en 1 was ongemaskerd. Nadat die aanvallers geld en 4 wapens geneem het, is hulle te voet weg van die plaas af. Die boer en sy seun bedryf 'n gemengde boerdery op sy plaas. Avi sê die aanval was baie traumaties geweest vir die gesin en hulle is daarom fisies reg na hierdie trauma. Volgens die inligting van die polisie in die Gauteng area is 2 van die aanvallers in Soweto opgespoor na goeie speurwerk. Die gesteelde 4 wapens is in hulle besit gevind en hulle sal vandag in die Kagiso Landdroshof wat aanklagte van gewapende roof, diefstal en aanranding met die opset om ernstig te beseer en die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen moet verskyn. Nog klagtes kan later deur die staatsaanklaer bygevoeg word soos wat die saak gaan vorder. Die gemeenskap is erg geskok oor hierdie aanval en noem dat enige aanvalle op ons boeregemeenskap 'n aanval op die nasie is. Die polisie vra dat enige iemand met nog inligting oor hierdie voorval die stopmisdaadnommer by 08600 1011 kan skakel. Sedert die begin van 2026 het die getal plaasaanvalle weer erg begin toeneem en die polisie noem dat plaasinwoners veiligheid op hulle plase moet verskerp. Sowat 116 kratte Weskus rotskrewe is veilig na skoner waters verskuif nadat 'n rooi gety by Elandsbaai veroorsaak het dat groot getalle van die skaaldiere Woensdag op die strand uitgeloop het. Die departement van Bosbou, Visserye en die omgewing het die voorval bevestig en ander visspesies het in en om Elandsbaai uitgespoel. Die publiek word gewaarsku dat uitgespoelde kreef en vis nie veilig is vir menslike gebruik nie. Blootstelling aan algtoksien en bakterieële besmetting hou egter ernstige gesondheidsgevaar in. Verbruik kan tot ernstige siektes of die dood lei. Lede van die publiek word versoek om nie uitgespoelde seediere te versamel nie, of te verkoop of te eet nie. 'n Gebeurlikheidsplan spesifiek gemik op die kreef se uitstap is Woensdagoggend deur die departement geaktiveer, waar tydens amptenare van die departement in samewerking met verskeie nasionale, provinsiale en plaaslike owerhede gehelp het om die lewende krewe te verwyder en na gebiede met stabiele suurstofvlakke te hervestig. Helen Zille het gister in Dobsonville, waar so 30 Action SA lede na die DA oorgeloop het, gesê sy sal na die party se leiersverkiesing in April met haar span beraadslaag oor die moontlikheid indien daar weer 'n vakature sal ontstaan. Zille gaan haar nie in April verkiesbaar stel vir 'n leierspos in die DA nie. Op die geleentheid het Zille Mandla Nyalela, 'n voormalige PR-raadslid van Action SA en sowat 30 ander partylede van Action SA by die DA verwelkom. Nyalela het gister sy bedanking by Action SA ingedien. Volgens hom kan net die DA die land vorentoe neem. Volgens hulle het Nyalela hulle reeds 3 maande gelede begin praat oor die moontlikheid dat hy na die DA sal oorloop. Volgens haar lê daar baie werk voor om Johannesburg nou reg te ruk. Die paneel wat ondersoek moet instel na waarom president Cyril Ramaphosa sal opdra oor Iran se deelname aan die omstrede Will for Peace vlootoefening geïgnoreer is, moet nou direk aan Ramaphosa verslag doen en nie langer aan Angie Motshekga, minister van verdediging en militêre veterane nie. Motshekga het aanvanklik die paneel saamgestel nadat Ramaphosa se opdrag dat Iran nie meer aan die vlootoefening mag deelneem nie, deur die weermag geïgnoreer is. Sy het op 16 Januarie gesê die paneel sal binne 7 dae aan haar verslag doen
oor sy bevindings. Nadat Motshega se sperdatum van 7 dae verstryk het, het haar departement op 28 Januarie aangekondig dat oudregter Bernard Mwepa as voorsitter van die paneel aangewys is. 'n Bestuurder van 'n bakkie wat leerlinge vervoer het en in Mei 2022 'n ongeluk veroorsaak het, waarin 6 leerlinge dood is tot 5 jaar direkte gevangenisstraf gevonnis, terwyl sy rybewys ook vir die volgende 10 jaar opgeskort is. 6 skoolkinders tussen 7 jaar en 14 jaar is in die ongeluk oorlede. Die hof het Mvuli skuldig bevind op 6 aanklagte van strafbare manslag. In sy pleit het Mvuli beweer dat hy sy bewussyn verloor het terwyl hy sy voertuig bestuur het, en toe hy sy bewussyn herwin het, het die polisie hom aangehou. Hy het besef dat hy ongeluk veroorsaak het en iets soos bewusteloosheid opgedoen. Die getuies het in die hof getuig oor hoe die ongeluk die leerlinge uit die bakkie geslinger is en toe 'n boom en 'n stel verkeersligte getref het, bane oorgesteek het na aankomende verkeer en toe terug in sy eie baan teen 'n bus gebots het, teen 'n eiland opgery en tot stilstand gekom het. Die hof het hom verder onbevoeg verklaar om 'n vuurwapen te besit en hom verbied om 'n motorvoertuig tot 2036 te mag bestuur. Die regering ontken dat die watertaakspan onder leiding van die adjunkpresident misluk het en meen hy het waardevolle werk gedoen wat met vrug deur president Cyril Ramaphosa se waterkrisiskomitee gebruik kan word. Paul Mashatile se taakspan is verlede maand aangewys na hulle Godla van die ANC se nasionale uitvoerende komitee. Die waardevolle werk wat gedoen is, sluit onder meer in wetswysigings wat ingrypings kan bespoedig en maatreëls om te verseker dat munisipaliteite inkomste uit watervoorsiening net vir die instandhouding en uitbreiding van waterinfrastruktuur mag gebruik. Nvidia se jongste verkoopsvoorspelling het 'n lauwarm reaksie van beleggers ontlok, wat aandui dat kommer oor 'n potensiële borrel steeds die grootste vervaardiger van kunsmatige intelligensie, KI, skyfies pla. Weens sterk verkope het Nvidia se aandeleprys in die afgelope jaar met ongeveer 49% gegroei. Jensen Huang, uitvoerende hoof van Nvidia, het die kommer tydens Woensdag se beleggerskonferensie teëgestaan en aangevoer hulle kliënte steeds geld uit hulle nuwe rekenaarkrag maak. Nvidia staar steeds onsekerheid in die gesig. In China, die grootste mark vir rekenaarskyfies, die kleinskaalse lisensie, vereis dat skyfies deur die Amerikaanse inspeksie moet gaan voordat dit verskeep kan word na die VSA. Die verwerkers is onderhewig aan 'n 25% tariefverhoging wanneer hulle die VSA sal binnegaan. Ontleeders het $65 miljard in verkope en $1.53 per aandeel in verdienste voorspel. Aangepaste bruto winsmarge was 75% gewees. Die Suid-Afrikaanse onder 20's se voorry word versterk dankzij die terugkeer van die stad Oliver Reed en haker Siposeto Ndebele, albei lede van verlede jaar suksesvolle veldtog in die onder 20 wêreldbeker toernooi wat in Italië aangebied was. Kevin Voete, afrigter van die span, het die belangrikheid beklemtoon van 'n vertoning waar die voet in die volle duur van die wedstryd op die versneller gehou moet word. Ofskoon die telling van 35-0 'n goeie begin is, was die tweede helfte gestoeiery waartydens ons die kliniese skerpheid verloor het. Ons dissipline was ook nie goed nie, het Voete aan die media gesê. Kebotile Make sal op 8ste man begin in die plek van Ruben Kreer, terwyl Wasi Weyambera om die beginspan se los trio sal aansluit op die steelkant flank. Norton sal weer die junior bokke aanvoer, terwyl Miller en Ethan Adams behou word as die senterpar. Waar albei spanne in die eerste wedstryd van hulle volledige groepe gebruik gemaak het, sal die spanne vandag van die gebruikelike 23-talle gebruik moet maak. Cameron Hoefke, die 27-jarige, sy nuwe kontrak in Kimberley strek tot September 2027. Dis ook my tweede huis, weg van my huis af, sê Hoefke, wat oorspronklik van Ceres is, waar sy ouers woon. Die Griekse verowering van die SA-beker in 2024 en daarna die Karibeker verlede jaar is die hoogtepunte wat vir hom tot dusver by sy geliefde Potblauers uitgestaan het. Hoefke is op sy gevaarlikste wanneer hy die spel losraak en daar ruimte vir hom is om met die teenaanvalle vooraandag te kom. Dit eindig die meeste van die tyd vir hom onder die pale. Die Griekos het ook gister bekend gemaak dat die center Zyn Bester se kontrak ook verleng is. Sy broer Zag speel hierdie seisoen vir die Luiperds wat op 7 Mei in Kimberley hulle eerste teenstander in die SA-beker reeks gaan wees. Nieu-Seeland is afgeransel, Indië is verneder en nou ook die Wes-Indiese eilande. Windies is gister in die Narendra Modi stadion met 9 paadjies gewen. In die span is 'n Super 8 kragmeting. Die Proteas het die teiken van 177 met 23 afleweringe oorbereik is baie klinkend gewees. En nog 'n innoverende plan het die Proteas Keshav Maharaj 0 vir 43 die bouwerk laat begin. Toe kom Kagiso Rabada 2 vir 22 en Lungingiri 3 vir 30 tot die span se redding. Hulle het in die kragspel voorwaarts met spoed afleweringe
op goeie lengtes. Die Windies is na 6 boubeurte op 52-4 gelaat. Kobbenbos 2-31 het met dieselfde bouplan toegeslaan en die Windies het na 10,2 boubeurte op 83 lopies vir 7 paaltjies gesteier. Skielik het 190 of selfs 200 gewing, maar toe Bill Ngidi en Bos 2 van die beste doodsnikbeurte tot nou toe nog in hulle T20 wêreldbeker reeks. Aiden Makram het 82 lopies geslaan, nie uit nie, van 46 balle en Quinton de Kock het 47 aangeteken van 24 balle, het die Protea Kolfbeer soos 'n vuurpyl gelanseer en na die kragspel was die telling op 69 van 0 paaltjies. Makram en Ryan Rickelton het 45 nie uit aangeteken van 28 balle om vreesloos voortkolf. Die Protea kaptein het die skare van 28.000 mense op hulle voete gehad met sy verwoestende kolwerk. Eugenio Chacarra van Spanje gaan sy laaste deelname aan 'n LIV golftoernooi in 2024 volgende week in die PGA reeks meeding, dankbaar sy borguitnodiging om in die Puerto Rico Ope te gaan speel. Chacarra, wat by die Oklahoma Staatsuniversiteit gestudeer het, het verlede jaar 'n borguitnodiging van die Indiese Ope in die DP World reeks ontvang en die byeenkoms gewen om volwaardige status in Europa te kan bekom. Hy sê sy doelwit is nou om volwaardige status in die PGA reeks te kry. Brooks Koepka het die LIV golf van jaar verlaat en om dankse 'n nuwe program vir terugkerende spelers by die PGA reeks gaan aansluit. Koepka het sedert sy terugkeer reeds aan 2 byeenkomste deelgeneem en gaan van dese week in die Konya Classic toernooi speel. Imran Tahir gaan op sy 46-jarige ouderdom sy terugkeer tot eendag cricket maak in die plaaslike eendagreeks vir die Dolphins, vir wie hy voorheen uitgedraf het. Die Dolphins gaan spelers soos Keshav Maharaj, Otniel Barton, Ethan Bosch, Andile Semelani, Prenelan Subrayen, Ngobani Mokoena en Jason Smith nie later in die reeks mag inspan nie. Hulle toer volgende maand met die Proteas na Nieu-Seeland vir die T20 reeks teen die Kiwis daar so onder. Die veelsidige kolwer John Smith, wat Italië in die T20 wêreldbeker toernooi verteenwoordig het, is ook nou terug by die Dolphins. Tahir se vorige cricketwedstryd was in vanjaar se SA20 reeks waarin hy Joburg Super Kings verteenwoordig het. Hy het in sy loopbaan 107 eendag, 38 T20 wedstryde en 20 toetse vir die Proteas gespeel. Indië dankse sy kragvertoning met die kolf gisterand in Chennai 'n gemaklike gesege met 72 lopies oor Zimbabwe behaal in sy Super 8 kragmeting in die T20 wêreldbeker crickettoernooi. Die wenspan het 256-4 in sy 20 beurte opgestapel. Zimbabwe is uiteindelik tot 184-6 in hulle 20 beurte beperk. Aanvangskolwer Abhishek Sharma het 55 lopies geslaan van 30 balle, wat insluit 4 viere en 4 groot sesse, en die veelsidige Hardik Pandya het 50 nie uit aangeteken van 23 balle. Sy getal sluit in 2 viere en 4 groot sesse. Hulle was die kolwers wat die meeste skade vir die Indiërs aangerig het. JD Sekerling, plek van die Springbok loskakel, Sasha Fynberg en Komozulu, gaan die Stormers glo aanvoer in môre se VRK wedstryd teen die Leeu's in Johannesburg. Damien Willemse word wel glo die kans gegee om hierdie naweek asem te skep. En Sekerling sal die Stormers by hulle 4de kaptein in die VRK seisoen trek. Salman Murad, die kaptein van die groep, is beseer, so ook Roan Nel, wat nog vroeg in die Stormers se veldtog goed gevaar het in die kapteinsrol. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 2234, Polokwane 1729, Lephalale 2036, Mbombela 1829, Mahikeng 1834, Pretoria 1835, Johannesburg 1932, Ermelo 1434, Galagadi 2135, Gaborone 2235, Richards Bay 2124, Pietermaritzburg 1620, Durban 2023, Port St Johns 1722, Pongola 1927, Maputo 2232, Bethlehem 1330, Bloemfontein 1631, Alawal Noord 1430, Welkom 1834, Vryburg 1734, Kimberley 1834, Appington 1934, Prieska 1833, Springbok 1331, Karasburg 1834, Keetmanshoop 2135, Mariental 2235, Alexanderbaai 1424, Brandvlei 1731, Loedersbaai 1834, Vredendal 1329, Kaapstad
1524, Sutherland 1023, George 1225, Jeffreys Bay 1424, Cabarra 1426, Grafreinet 1325, Kaapogillas 1223, De Aar 1429, Montino 1125, Beaufort West 1426, Oos-London 1425. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R15.89 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.31, die euro verhandel teen R18.75, die pond kos R21.51, 'n yen kos 10 sent, platinum per fyn ons is $2,282, palladium per fyn ons is $1,788, silwer per fyn ons is $87.56, goud per fyn ons is $5,172, Brent olie per vat is $70.85. Gedagte vir die dag, dis Vrydag, hoop jou lewensbeker loop oor van vreugde en geluk, lag gereeld, gaan maak gou 'n beker koffie. Dis al vir vandag, onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag en naweek word vir almal toegewens.